Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees rondom die woord. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën by hierdie laaste oordeenking uit die boek Filemon. Ek dink ons almal het kosbare lesse geleer uit hierdie boek en ja, miskien sit ons vanmôre hier en ons dink by onsself, maar hoe wonderlik is God se genade net nie oor ons nie. Dat hy my uit die sondesluik van sonde getrek het, dat hy my skuld betaal het, dat hy my voor God geregverdig het en dat ek met die kleed van sy geregtigheid voor God kan staan as vergewe, as aangeneem, as kind van die Here en tog vrywillige dienskneg om hom nou voortaan te dien. Hierdie pragtige boek Filemon gaan juis oor die gedagte van versoening, van vergifnis en dan ook die kosbare lesse wat ons leer, dat die Here mense red uit elke nasie, taal, volk en stam. Wonderlik om te sien dat die Here ryk mense red, middelklas mense, arme mense, dat die Here mense red in Afrika, in China, in Japan, in Amerika, in Europa, in Suid-Afrika, wêreldwyd red die Here mense vir sy koninkryk, vir sy eer. Hy betaal hulle skuld en hy roep ons op om in Christus een te wees. Ja, die waarheid van God se woord bly ons anker, dit bly ons fokuspunt. Christus die gekruisigde is die hoof van sy kerk wat ons nooit moet vergeet nie. Ons mag nooit kompromie daarmee aangaan nie. Maar as ons vanmôre ons bely dat ons behoort aan die Here, moet ons alles in ons vermoë doen om versoening moontlik te maak tussen broeders, tussen susters, tussen mense in ons familie, ons vriendekringe, mense wat kinders van die Here is, wat dieselfde gees as ons het, met wie ons miskien in 'n stryd of in een of ander geding betrokke geraak het. Daarom is die gebed van my hart, so ver dit van ons afhang, moet ons vrede hou met alle mense. En die boek Filemon illustreer vir ons dat daar 'n moontlikheid is, want God is in beheer. En wat vir ons as mens onmoontlik lyk, is vir God iets wat moontlik is. Mag die Here groot genade gee. Ag vriende, ek onthou in my bediening, vroeg in my bediening, was daar 'n ouderling in 'n bepaalde gemeente, met wie ek sommer by die eerste ontmoeting so 'n bietjie kop gestamp het. En ons het nie baie, soos die Engelsman sê, eye to eye gesien nie. En hy het later in my kweekskooljare, het hy, en dan vroeg in my bediening, het hy een van my grootste vriende geword. Iemand met wie ek baie kon praat en by gaan kuier het en oorgeslaap het. En ek dank die Here ook dat die Here sulke broederskap vestig en dan ook sulke genade aan ons skenk. Maar ek wil vanmôre net die laaste vers lees, of die tweede vers lees van hierdie gesang 230 waarmee ons begin het, want dit som vir my die laaste deel op van Filemon, die 22ste tot die 25ste vers wat ons vanmôre gaan hanteer. Daar staan in vers 2, ek was verlore in my sonde en van die goeie weg vervreem. Tog doen die Heer aan my die wonder om my as kind terug te neem. Ek loof en prys u derendheid en roem u groot barmhartigheid. Dis presies wat Filemon sou doen. Hy sou Onesimus nou terugneem as sy kind. Sy kind in die geloof, nog steeds sy slaaf, nog steeds sy diensknegt, maar ook nou 'n broeder in die Here. En dit is presies die boodskap, vriende, so die Here ons ook, as slawe van die sonde, kind van God gemaak, en nou is ons weergebore. Ons behoort aan die hemelse koninkryk. Ons is op pad na God se ewige heerlikheid. Wat 'n wonderlike genade wat die Here aan ons bewys het. Kom ons kyk na die laaste paar versies en ons sien ook kosbare lesse hierin. Vers 22 praat Paulus en hy sê, en bereid te gelykertyd ook herberg vir my, want ek hoop dat ek op julle gebede aan julle sal geskenk word. So Paulus bid nou, in hierdie brief skryf hy nou sy gebedsversoek neer, wat nou vergesel word met Onesimus, en Filemon lees dit, dat die apostel Paulus bid dat hy een of ander tyd 'n geleentheid sal vind om by Filemon te kom kuier, om te sien hoe met hom en Onesimus gaan, as broeders nou in die Here, en ook so 'n bietjie geestelike waarhede tot hulle lewens toe te voeg. Nou, die geskiedskrywers, vriende, is baie verdeeld oor hierdie saak, of die apostel Paulus ooit by Filemon uitgekom het, of hy ooit 'n besoek by Filemon afgelê het, nadat hy hierdie gebedsversoek dan uitgespreek het. Sommige mense sê ja, hy het na sy eerste vrylating uit Rome, as gevangene, het hy na Kolosse gegaan, waar Filemon gebly het, en daar het hy hom gaan besoek, en gesien hoe dit met hom en Onesimus gaan. En ander reken weer, dat Paulus dadelik na Spanje vertrek het, en hy het nooit eindelik by Filemon uitgekom nie. Maar dis nie die punt nie. Hoe pragtig. Paulus steun op die gasvryheid van Filemon. Hy sê, Filemon, as ek daar aankom, asseblief berei my 'n plekkie voor, en ek weet jy sal my met die liefde van die Here ontvang, en my gasvry behandel. En vriende, kinders van die Here, die Bybel sê, in Hebreërs, ons moet gasvry wees. Dis een van die eienskappe wat deel van ons lewe moet wees. Ons is nie kluisenaars nie. Ons bly nie op 'n eiland nie.
Ons moet onsself nie wegsluit van die wêreld nie. As jy vanmôre iemand is wat ander kinders van die Here nie nodig het nie, is dit omdat jy miskien nie 'n kind van die Here is nie. Want kinders van die Here is die liggaam van Christus. Die Bybel vergelyk ons met die liggaam van Christus. Die oog kan nie vir die oor sê, ek het jou nodig nie. Die hand kan nie vir die voet sê, ek het jou nie nodig nie. Daarom sê Paulus, ek sien uit om by julle uit te kom en sou die Here dit wil, berei vir my 'n plekkie voor. Dit kom kuier en kom hoor, hoe gaan dit met julle? En nou vers 23, Epafras, my medegevangene in Christus groet jou. So daar is nog 'n ander man wat toegesluit was vir die evangelie, Epafras, saam met die apostel Paulus. Hy dra ook sy groete oor aan Filemon, aan die huiskerk wat by Filemon se huis bymekaar kom, aan sy vrou Appia en die Bybel sê vir ons ook Agrippus wat 'n medestryder van die geloof is. So hierdie liefde onder mekaar, ook my liefde dra ek aan julle oor, sê Epafras. My groete dra ek aan julle oor. En dan praat hy ook van manne soos Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, my mede-arbeiders. En dis vir my so mooi, vriende, toe ek hierdie laaste paar verse lees. Geen predikant, geen sendeling, geen geroepene van die Here kan die werk van die Here alleen doen nie. Ons het mekaar nodig. Dit help nie Sondag preek ek die evangelie en u luister elke weeksdag na 'n oordenking en u op u beurt gaan nie uit om die evangelie te verkondig. U op u beurt is nie 'n medewerker in die akker van Christus nie. Daarom is belangrik dat u sal sien, soos die apostel Paulus medewerkers gehad het. So het ons as gemeente en die kerk van Jesus op aarde medewerkers nodig. Die Bybel sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuie wees. Vriende, wanneer laas ons iemand genooi na die huis van die Here, na die gemeente waar ons betrokke by is, om te kom hoor wat die evangelie van Christus vir ons wil kom leer? Wanneer laas ons by ons huiskerk mense genooi en gesê, kom luister saam met my, Sondag is daar 'n boodskap wat gepreek gaan word? Wanneer laas ons met familie die woord van die Here gedeel? U sien, hierdie naam is nie net doelloos hier aan die einde van die brief deurgegee nie. Paulus kom sê aan Filemon, luister, soos Onesimus nou vir jou tot hulp gaan wees en 'n broer in die Here gaan wees, so het ek ook mede-arbeiders, broers in die Here, manne wat uit genade gered is om my te help in my werk vir die Here. En ag vriende, dan sluit Paulus af met hierdie baie besondere vers 25. Dis eintlik maar waarmee hy begin het in vers 3. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle gees. Amen. Die onthou vers 3 het gesê, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Dieselfde groet kom nou in vers 25 voor. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle gees. Amen. Dis asof Paulus dit met 'n uitroepteken daar wil stel. Dit moet dubbellyne wil onderstreep. Filemon, onthou, die genade wat jou gered het, is die genade wat jou nou in stand hou, en is die genade wat jy aan ander moet bewys, soos jy ook ontvang het van die Here. En mag ek in hierdie baie kort boek in die Bybel, hierdie kosbare waarheid raak sien, dat ons ook, wat as begenadigdes van die Here op hierdie aarde leef, genade aan ander sal bewys, en so ver moontlik in vrede met mekaar sal lewe. Dat ons moeite sal doen om broers en susters in die Here op te roep tot eenheid. Dat ons van ons kant af alles in ons vermoë sal doen om eenheid te bewerk. En dat ons ook, vriende, hierdie versoening moontlik sal maak, wat die Bybel vir ons leer in die boek Filemon, moontlik geword het deur hierdie bekering van die man Onesimus, en dan ook die gedagte dat hy hom onderwerp het aan Filemon, en nie net 'n slaaf vir hom verder was nie, maar nou 'n broer in die Here. En ag, ek wil afsluit weer vir u te sê, miskien kan u vanmôre vir my sê, maar Gerard, ek het al so baie pogings aangewend, en die mense wil eenvoudig net nie versoen nie. Vriende, dan wil ek vir u laat met die woorde, laat jou weg aan die Here oor, en hy sal vir jou sorg. Ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. God werk met ons elkeen op 'n besondere manier, en as iemand aan die Here behoort, en hy wil nie versoen nie, moet hy sy eie hart ondersoek, want dan is hy kontra dit wat die Bybel ons leer kinders van God moet doen. Maar sorg dat jou kant skoon is, en bly vir die persoon bid, en draai die persoon op aan die Here, en vertrou dat hy self 'n werk in daardie hart sal doen. En mag die Here genade gee, dat daardie gebroke verhoudinge geheel sal word, en dat God die Vader verheerlik sal word deur die Seun in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Vriende, groete vir u, mooi dagie verder. Tada.